Geliefdes van die Here, kom ons maak die woord van die Here oop by Efesiërs, hoofstuk 2. Ons gaan na verskeie tekste kyk vanmôre. Ons gaan nie net op een plek stil staan nie, ons wyk so 'n bietjie af van ons studie deur die boek van Efesiërs. En ons gee aandag aan die tema op hierdie besonderse Sondag van die leerstellings van genade. Die leerstellings van genade. Ons leer vanuit die woord van die Here, geliefdes, in 'n teks soos Matteus 4 vers 23, dat toe Jesus Christus met sy eerste koms na hierdie aarde toe gekom het hy gekom om die evangelie, die goeie nuus te verkondig. Markus 1 vers 14 en 15 sê vir ons dat Jesus in sy verkondiging van die evangelie het mans en vroue, jonk en oud, opgeroep en hulle beveel met hierdie woorde: die koninkryk van God is op hande, kom tot bekering en glo in die evangelie van Jesus Christus. En kort voor sy hemelvaart het hy ook aan sy disippels hierdie opdrag gegee om dieselfde evangelie wat hy bedien het terwyl sy aardse bediening aan te hou, te gaan verkondig in hierdie wêreld deur die kerk era. In Markus 16 vers 15 lees ons, hy het vir hulle gesê: gaan en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou wat is hierdie evangelie wat Jesus self kom predik het en wat hy sy disippels beveel het om te predik deur die kerk era? Geliefdes, die Bybel in 'n teks soos Handelinge 20 vers 24 noem dit die evangelie van die genade van God. In 'n teks soos Titus 2 vers 11 word dit genoem die evangelie van God se verlossende of reddende genade. Dis die goeie nuus dat God sola gratia, soos die Kreet sê, uit genade alleen berouvolle en bekeerlike sondaars wat hulle geloof in Jesus Christus plaas, dat hy hulle red van 'n ewige vernietiging in die vure van die hel, dit wat hulle regverdige verdienste is vir hulle eie sondige rebellie teen God, en dat hy aan hulle die ewige lewe skenk op grond van Jesus Christus se verlossingswerk in sy sondelose lewe, sy plaasvervangende dood in sy liggaamlike opstanding. Soos Romeine 6 vers 23 vir ons sê, die loon van die sonde is die dood, die ewige dood in die hel, maar die genadegawe, let op, die genadegawe van God in Jesus Christus is die ewige lewe. Nou, hoe red God individue? Hoe red hy berouvolle bekeerlike sondaars en skenk aan hulle die ewige lewe? Is dit dat God net vir hulle sê wat hulle moet doen om gered te raak en dan los hy hulle om self te sien kom klaar? Dat hulle vir hulle self hulle redding bewerkstellig deur dade van godsdienstbeoefening, deur 'n goeie morele lewe ensovoorts? Nee en nogmaals nee, geliefdes. God red hulle volgens die lering van sy woord. Hy red hulle uit genade. Let op wat Paulus sê in Efesiërs 2 vers 5 spesifiek. Hy skryf aan hierdie gelowiges, hy herinner hulle in vers 1 van hulle sonde toestand voordat hulle Christus gevind het as verlosser en Here. Hy sê, julle was dood, geestelik absoluut dood, deur die oortredings en sondes waarin julle geleef het. Hy sê aan die einde van vers 3, julle was van nature kinders bestem vir die oordeel, onder die toorn van God, maar let op, wat sê hy in vers 4 en 5, maar God. Hierdie is seker die kosbaarste, kontrasterende voegwoord frase wat in die Bybel staan.
Maar God, ryk in barmhartigheid, het ons, let op, dis hy wat ons, alhoewel ons dood was as gevolg van die oortredings, het hy ons op grond van sy groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle verlos. Jy kan deur Efesiërs 2 vanaf vers 1 tot 10 lees. Jy sal nêrens raak lees dat die mens enigsins bydra hiertoe nie. Soos die apostel onder die inspirasie van die Gees sê, uit genade is julle verlos. En dit deur 'n goddelike reddingsmissie. God red uit genade deur 'n goddelike reddingsmissie wat spruit vanuit sy barmhartigheid, soos die teks sê, wat spruit vanuit sy liefde, soos die teks sê, wat totaal onverdiend is deur rebelse sondaars. Dit is 'n goddelike reddingsmissie wat deur God beplan was en initieer was voor die grondlegging, die skepping van die wêreld. 'n Reddingsmissie wat deur God self geïmplementeer was binne tyd en geskiedenis. Toe hy sy seun, sy eniggebore seun, God die Seun, Jesus Christus gestuur het om verlossing te verdien en die Heilige Gees saam met die Seun gestuur het om daai verlossing toe te pas deur wedergeboorte. Hy self het dit initieer, hy self het dit implementeer en hy self sê die skrifte vir ons sal dit volëindig by die wederkoms van Jesus Christus. Die punt wat ek wil maak en wat Paulus maak hier is dat van begin tot einde, die eerste treukie en elke opeenvolgende treukie daarna tot die bitter einde, van eerste tot laaste is ons verlossing die werk van God se genade, wat strek tot sy eer alleen. Sola gratia moet noodwendig lei tot soli Deo gloria. Daar is geen bydra waarop ons kan roem om van die eer van die Here in sy verlossingswerk te steel nie. Ek wil vir julle sê, sedert die begin van kerkgeskiedenis moes die kerk ernstig stry om hierdie waarheid, wat vir eens en vir altyd oorgelewer is aan die heiliges, soos Judas vers 3 sê, om hierdie waarheid te bewaar teen die aanslag van Satan en teen die aanslag van vleeslike en onvolwasse individue. Byvoorbeeld, Paulus moes die evangelie van God se genade bewaar teen die Judaïste in Galasië, waarvan ons lees in die brief van die Galasiërs. Hulle wat geleer het dat redding is deur Jesus Christus en die onderhouding van die wet. En vir hulle was die besnydenis die belangrike aspek van die wet wat onderhou moes word vir redding. Paulus moes ook die evangelie van God se genade bewaar teen filosowe in Kolosse, soos ons lees in die brief aan die Kolossense, wat geleer het redding is deur Jesus Christus en filosofie. In die 5de eeu na Christus moes daai besonderse godsman en kerkvader Augustinus die evangelie van God se genade beskerm teen die beweringe van Pelagius, wat geleer het dat redding is deur die mens se natuurlike, inherente, ingebore vermoë om geloof in homself op te wek en God se wet self te onderhou. Luther en Calvin weer in die 16de eeu, die reformasietyd, hulle moes die evangelie van God se genade bewaar teen die dwaalings van Rome. Die Rooms-Katolieke Kerk wat geleer het redding is deur Jesus Christus en die beoefening van die sakramente, dat die beoefening van die sakramente God se genade toestaan en verleen. Dinge soos boetedoening, penance, charity, liefdadigheid, geestelike reise, pilgrimages en so aan. Wede, die sondige, hoogmoedige vlees, ons sondige natuur weier om God se genade te aanvaar. Net soos dit is. Die vlees wil altyd bydra daartoe, sodat ons in ons verdienste kan roem. Maar om enige iets by te dra tot God se reddende genade, selfs die werk van geloof, is om die aard van God se verlossende genade, soos die Bybel daarna verwys, as 'n vrye geskenk, wat nie verdien kan word nie, te vernietig. Ons kan niks bydra. Nie selfs ons bekering en geloof is nie uit onsself uit nie.
Dis die vrugte van God se wederbaringswerk deur die Gees in ons harte. Selfs ons geloof word van gepraat in die Bybel as 'n gawe vanaf God, sodat niemand mag roem nie. Hierdie boodskap is veral relevant vir ons vandag, geliefdes. Ek weet ek kom nou met 'n lang aanloop, maar dit is veral relevant want ook in ons dag is die evangelie van God se genade onder kruisvuur. Dit word verdraai in ons postmoderne wêreld deur humaniste en humanisme. Daar word beweer dat alhoewel God 90% van die werk verrig het vir die sondaar se redding, die belangrike deel, die deurslaggewende 10%, daai deel wat hulle ewige eindbestemming bepaal, dit is in die mens se eie hande. En op 'n of ander manier moet hy uit sy geestelike dooie, moreel verdorwe toestand die bekering en geloof uit homself opwek, om daai 10% by te dra vir sy redding wat heeltemal onmoontlik is. Het word beweer dat hy moet Jesus Christus se verlossingswerk op 'n manier aanvul deur sy 10%. Ongeag Jesus wat gesê het dit is volbring, moet hy bydra. Hy moet sy deel bybring om God se reddende genade te mag ervaar. Is nie wat die skrifte vir ons leer nie. Die egte, suiwer, Bybelse evangelie leer vir ons dat redding is geheel en al God se werk. Van begin tot einde, soos ek gesê het, uit genade vanaf God ontvang en daarom ontvang hy al die eer. Kyk na Efesiërs 2 vers 8, wat oop is voor julle. Paulus, deur die inspirasie van die Heilige Gees, kon nie meer duidelik wees nie. Hy sê, want uit genade is julle verlos. Nie op grond van nie, maar deur geloof. Dis die middel waardeur God sy genade aan ons toestaan. Uit genade deur geloof, en juis dit kom nie uit julleself nie. Die hele pakkie van ons verlossing, ook die geloof, kom nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Dit kom nie uit werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Let op vers 10, ons is, van begin tot einde, immers sy maaksel, sy werk, geskep in Christus Jesus. Nou histories, geliefdes, het gereformeerdes God se genade in die evangelie verstaan en verwoord in terme van die leerstellings van genade, wat ek aan julle voorhou vandag. Die leerstellings van genade, ek gaan nie in diepte na elkeen van hulle kyk nie, elkeen van hierdie leerstellings is 'n reeks op sy eie geregverdig. Ek wil 'n oorsig bied oor die leerstellings van genade, sodat ons die evangelie van God se genade akkuraat kan verstaan. Ons kyk na die 5 leerstellings wat die evangelie van God se genade onder lê, sodat ons nie die Here sal onteer deur toe te gee aan en deur onsself te laat mislei tot 'n verdraaide, 'n humanistiese boodskap nie, maar eerder dat ons God sal vereer uit dankbare harte, deur vas te hou aan en te stry vir die egte, suiwer, Bybelse evangelie van God se genade. Ek gaan nie nou vir ons 'n teks voorlees nie, ek sal verskeie tekste aanhaal soos wat ons aangaan vanmôre, maar kom ek bid net eers vir ons. En vra dat die Here ons sal bystaan, vir ons sal verleen die begrip wat nodig is vir ons om 'n diepe insig te hê in hierdie verlossende genade in die evangelie van Jesus Christus. Vader, ek buig laag voor U, Here. U ken my eie belydenis van my onvermoë om 'n akkurate begrip van die evangelie wat so verdraai word, so subtiel, humanisties, 'n geere ontwikkel in ons dag, Here, om dit akkuraat oor te dra. Sal U deur die werking van die woord en gees my bystaan. Sal U werk in ons harte en kweek daardie persepsie, daardie begrip wat ons nodig het en dit koester en groei in ons harte om te verstaan dat die evangelie kom uit U genade alleen, verlossing kom uit U genade alleen van begin tot einde. Doen U werk in ons midde. Mag die vrug van hierdie boodskap vandag wees 30, 60, 100voudig tot U eer in Jesus naam. Amen.
Gemeente, die eerste van die 5 leerstellings wat die evangelie van God se genade onder lê, is algehele verdorwenheid. Algehele verdorwenheid. Die Bybel leer vir ons op grond van die sondeval van ons eerste voorouers Adam en Eva, word elke liewe mens in hierdie wêreld ingebore en het hulle vanaf geboorte sonde skuld en sonde smet. En is hulle gevolglik, soos die Bybel hulle noem, geestelik dood en moreel verdorwe. Psalm 51 vers 7 sê, in ongeregtigheid is ek gebore, in sonde het my moeder my ontvang. Die Nuwe Testament haal dit aan, Paulus hier in Efesiërs 2 vers 1 wat ek vir julle gelees het, ook Kolossense 2 vers 13 wat sê dat die natuurlike mens buite Jesus Christus is geestelik dood in sy misdade en sondes. Die natuurlike mens buite Jesus Christus, soos wat hy in hierdie wêreld ingebore word, ontbreek, met ander woorde aan 'n geregtigheidsstand voor God en 'n geregtigheidsaard voor God. Hy is besmet met sonde, wat sy denke, sy intellek, wat sy wil, wat sy emosies, sy hart aanbetref. En dit is wat teoloë nog altyd van gepraat het as algehele verdorwenheid. Total depravity. Daai woord beteken nie dat elke mens so verdorwe in graad is as wat hy kan wees nie, want God se genade, sy algemene genade perk boosheid in ons gemeenskappe en in mense se lewens. Hierdie algehele is in omvang dat die mens is algeheel in sy hele menswees besmet deur die sondeval en verdorwe. Hierdie algemene verdorwenheid van die natuurlike mens buite Christus word beskryf met die volgende termes in die skrifte. Hy is verduister met betrekking tot sy verstand, met ander woorde totaal in die duisternis wat sy denke aanbetref. Hy is verblind deur die god van hierdie wêreld. Hy is vervreemd van God, totaal afgeskei van God en die dinge van God, waarvoor hy geen begrip het nie. Hy is vervreemd van God, sy volk en sy verbondsbeloftes. Hy is verhard met betrekking tot sy emosies, gevoelloos teenoor God en die dinge van die Here. Hy is verslaaf met betrekking tot sy wil. Paulus skryf vir die ongelowiges in Efesiërs 4 vers 17 tot 19 en hy sê, daar sal dit gevoelloos geword en hulle self oorgegee aan die beoefening van allerhande singenot, allerhande bandeloosheid, sonde, tot oneer van God, verslaaf aan sonde. Hulle is vyandig gesind teenoor God. Hulle kan hulle self nie aan hom, aan sy wet, sy wil onderwerp nie. Hulle is verbonde tot Satan en sonde, onder die invloed van die god van hierdie wêreld, wat hulle verblind vir die evangelie, dat hulle nie die evangelie sou sien, verstaan en tot bekering kom nie. En in daai toestand is hulle lief vir hulle sonde, hulle is verknog aan hulle boosheid, waarvan hulle nie wil afsien om na die lig, Jesus Christus, die evangelie te draai nie. Verduister, verblind, vervreemd, verhard, verslaaf, vyandig gesind. Dit is hoe die Bybel die mens wat in sonde gebore word beskryf. En hier is 'n toepassing. Algehele verdorwenheid impliseer totale onvermoë. Totale onvermoë vir daai mens om uit homself uit na God toe te draai. Hy wil nie. En dis nie net dat hy nie wil nie, hy kan nie homself onderwerp aan God en die dinge van die Here nie. Blaai gou na Romeine 3 vers 10 tot 23. Hierdie algehele verdorwenheid en totale onvermoë van die mens word vir ons vasgevang in hierdie gedeelte waar Paulus skryf oor die sondigheid van die mens en hy quoteer hier tekste op tekste op tekste uit die Ou Testament uit. Romeine 3 vanaf vers 10, Paulus sê, soos daar geskryf staan, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Algeheel verdorwe. Niemand regverdig nie, daar is niemand verstandig nie, niemand wat God soek nie, hulle is vyandig gesind teenoor hom.
Niemand soek hom nie, almal het afgedwaal, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Let op die beklemtoning hier. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge bedrieg hulle, die gif van adders is op hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is op hulle paaie. Die pad van vrede ken hulle nie, in hulle oë is daar geen vrees vir God nie. Vers 23 som so mooi op, hy sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die eer aan God ontbreek by hulle. En daar is 2 gevolge vir hierdie algehele verdorwenheid en totale onvermoë van die natuurlike mens buite Christus. Vir hulle wat nog nooit tot bekering gekom het van hulle sondes, hulle geloof in Jesus geplaas het nie, hulle staan doemwaardig voor God. Hulle is totaal verdoem en op die laaste oordeelsdag sal hulle die regverdige veroordeling vanaf Jesus ontvang tot 'n ewigheid van bewuste pyniging in die vure van die hel. Dis soos Efesiërs 2 vers 3 sê, hulle is onder die toorn van God, hulle is van nature kinders bestem vir die oordeel. Dit is 'n eerste gevolg van die sondeval op die mens en hulle algehele verdorwenheid wat daaruit voortvloei, hulle is verdoem. 'n Tweede gevolg wat spesifiek relevant is vir die boodskap vandag is, vir enige een dus om gered te word, moet God uit genade neerbuk, om hom uit sy die modderige sluik van sy sonde nood uit op te lig, en om te plaas in Christus Jesus vir verlossing. Hoe doen God dit? Wel, die Bybel is uitgesproke. Dit bring by my tweede punt, die tweede leerstelling wat die evangelie van God se genade onder lê, en dit is onvoorwaardelike uitverkiesing. Algehele verdorwenheid lei tot onvoorwaardelike uitverkiesing. Geliefdes, die Bybel leer vir ons dat God die Vader, die eerste persoon van die goddelike drie-eenheid, hy het voor die grondlegging van die wêreld, voordat hy begin skep het selfs, met volkome kennis dat die sondeval sou gebeur kort na sy skepping van hemel en aarde, het hy besluit in ooreenstemming met al 3 persone van die goddelike drie-eenheid. En op grond van sy liefde vir ons het hy besluit om sommige vanuit hierdie groter gros van die gevalle mensdom te kies vir verlossing. Dit is wat ons onlangs behandel het in Efesiërs 1 vers 4 en 5 onder andere. Paulus praat oor God se reddende genade en sy seëninge aan gelowiges in Christus. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in Christus, in hemelse plekke. En dan sê hy, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die aarde. Hy het ons uitverkies voor die grondlegging van die aarde, voordat hy begin skep het, per implikasie vir verlossing, want dit is sodat ons voor hom in liefde mag wees, heilig en onberispelik. Daai uitverkiesing van die Here word verder verwoord in terme van hy het ons voorbestem om ons binne tyd en geskiedenis as sy kinders aan te neem. En die Bybel is nie skaam om in hierdie terme te praat oor God se soewereiniteit in ons verlossing nie. En ons lees in Handelinge 13 vers 48, 'n teks waarvoor ek lief is. Dit sê, toe Paulus en Barnabas die evangelie verkondig het in Antiochië, het almal wat bestem was deur God die Vader vir die ewige lewe, het hulle geglo. Paulus skryf aan die gelowiges in 2 Tessalonisense 2 vers 13, ons moet God altyd dank oor julle broeders en susters. Nie julle, dat julle so oulik was om by te dra nie. Ons moet God dank vir julle dat hy julle van die begin af verkies het vir verlossing en dat julle die heiligmakende werk van die Gees beleef. Ek weet, op hierdie punt is daar gewoonlik 'n beswaar, my pastors hart wil dit aanspreek, maar ek het nie baie tyd om al die besware teen die uitverkiesing te hanteer nie. Ek wil net hier noem, by wyse van balans, die Bybel is uiters gebalanseerd. Ek wil 2 goed noem. Nommer 1, die Bybel leer oor God se uitverkiesing, die feit dat God kies wie hy wil red
en red wie hy gekies het, dit negeer nie menslike verantwoordelikheid nie. Die feit dat elke mens die verantwoordelikheid het volgens God se woord om tot bekering te kom en te glo vir verlossing nie. Ons hou die twee, God se soewereiniteit en menslike verantwoordelikheid in verlossing by mekaar. Ons hou dit in balans soos die Bybel dit doen. Ons beklemtoon nie die een ten koste van die ander nie, want dis wanneer ons op die uithoeke van die spektrum beginne beweeg in dwaling in. Ons vermy hyperkalvinisme en ons vermy hyperarminianisme en behou die balans. God se uitverkiesing negeer nie menslike verantwoordelikheid nie. 'n Tweede ding wat ek wil noem is diegene wat in my pastorale belewenis wat 'n probleem het met die uitverkiesing. Hulle probleem is nie gewoonlik met die uitverkiesing nie, maar met die vorige leerstelling. Hulle verstaan nie werklik wat die Bybel leer oor die algehele verdorwenheid van die mens, gegee die sondeval nie. Die feit dat die mens werklik verduister, verblind, vervreem, verhard, verslaaf, vyandig gesind, verbonde tot Satan en sonde is nie, en dan dien God nie iemand gekies het nie, sou niemand uiteindelik God gekies het nie, vanuit daai toestand nie. God se onvoorwaardelike uitverkiesing berus nie op grond van enige vooruitgesiene meriete nie, moet ek bysê. Dis nie dat God vooruitgekyk het deur die geskiedenis en gesien het wie hom sou kies en toe het hy hulle gekies in reaksie op hulle keuse nie. Dit maak steeds God ondergeskik aan die mens se vrye wil. Daar is net een vrye wil in die heelal en dit is die van ons soewereine God. God se onvoorwaardelike uitverkiesing berus uitsluitlik op sy soewereine wil. En dis wat Paulus vir ons sê in Efesiërs 1 vers 4 en 5. Hy het ons uitverkies in Christus voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en onberisplik voor hom in liefde te wees. Hy het ons voorbestem om ons aan te neem as sy kinders. Hoe? Omdat hy dit so goed gedink het volgens sy wil. Nie op grond van enige menslike verdienste nie. Vers 11 van Efesiërs 1 herhaal dit. Hy sê in hom is ons vir erfenis uitverkies. Ons is voorbestem deur hom wat alle dinge werk volgens die raad van sy wil. Dis omdat hy wou en daarom kan niemand van ons roem dat ons enigiets bygedra het vir ons verlossing nie. Dit kom absoluut vanuit God se soewereine wil en op grond van sy genade en hy ontvang daarom al die eer. Dit bring my by my derde punt, die derde leerstelling wat die evangelie van God se genade onderlê, gemeente, en dit is beperkte verlossing. Beperkte verlossing. Die Bybel leer vir ons dat God die Seun het in gehoorsaamheid aan die Vader die verlossing van die uitverkorenes kom verdien deur middel van sy verlossingswerk op aarde. Hy het verdien in sy sondelose lewe namens ons, deur sy plaasvervangende kruisdood namens ons, deur sy liggaamlike opstanding uit die dood namens ons. Hierdie beperkte aspek van God se verlossing word weergalm reg deur die skrifte, Ou en Nuwe Testament, vanaf die profesie wat 8 eeue voor Christus se koms gemaak is, in Jesaja 53 vers 8. Hy sê, die profeet sê, dis vanweë die oortredings van sy volk. Nie elke mens wat sal leef nie, die oortredings van sy volk, dat die slaaf van God se toorn hom getref het aan die kruis. Wanneer ons in die Nuwe Testament inkom, dan sê die engel Gabriël vir Josef in Matteus 1 vers 21, julle moet sy naam Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Nie elke mens wat sal leef nie, maar sy volk spesifiek. In Lukas 1 vers 68 het ons hierdie kosbare uitroep in die lied van Sagaria, Johannes die Doper se pa. Hy sê, lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. Nie vir elke mens nie, maar sy volk. In Johannes 6 vers 37 tot 39, wanneer Jesus praat van sy verlossingswerk op aarde, dan sê hy, die missie wat God hom gegee het, is om vir elkeen wat die Vader hom gee, nie elke mens nie, maar vir elkeen wat die Vader hom gee, verlossing te bewerk. En toe te sien dat nie een van hulle verlore gaan nie, maar om hulle op die laaste dag elkeen op te wek.
Net so 'n bietjie later, wanneer Jesus praat oor sy rol as die goeie herder, dan sê hy, ek die goeie herder, lê my lewe vir, nie elke liewe mens af nie, maar vir my skape, wat na my stem luister en my volg. Die opdrag het ek van my Vader ontvang. In hoofstuk 17 vers 1 tot 2 in Johannes, wanneer Jesus sy hoëpriesterlike gebed het, dan bid hy tot die Vader en sê, U het my mag gegee oor die hele mensdom, sodat ek aan hulle, wie U my gegee het, die ewige lewe kon gee, dit vir hulle kon verseker. Handelinge 20 vers 28, Paulus roep die ouderlinge van die Efese gemeente op en sê, let op julle self, let op die hele kudde ook, waaroor die Heilige Gees julle aangestel het as opsigters, om die gemeente van God, wat hy verkry het deur sy bloed, herderlik te versorg. Die bloed is bedoel vir wie? Die kudde, die gemeente van God. Ag, en so kan ons aangaan, julle kry die idee, in Efesiërs 5 vers 25 tot 27 sê Paulus hierdie woorde, mans hê hulle vrouens lief, soos Christus die kerk lief gehad het, en homself vir, nie elke mens nie, maar vir haar spesifiek oorgegee het, om haar te heilig, te reinig, te suiwer van enige iets dergeliks. Julle kry die idee. En ek wil hier sê, alhoewel Jesus se verlossingswerk genoegsaam is, sodat selfs al sou elke liewe mens wat nog ooit gelewe het glo, sou dit genoegsaam wees om hulle almal te red. Alhoewel dit al genoegsaam is dit slegs effektief en daarom, soos ons voorgangers geskryf het, beperk tot die uitverkorenes. Dit is diegene wat reageer op die evangelie met berouvolle bekering oor hulle sonde en reddende geloof. Hulle wat met ander woorde die skape is, vir wie Jesus, die goeie herder, sy lewe neerlê, of die kerk, hulle vir wie Christus sy lewe neergelê het. Is effektief slegs vir hulle. Hierdie leerstelling van beperkte verlossing leer dat vanuit die groter gros van die verdorwe gevalle mensdom, wat algeheel verdorwe is, het God sommige gekies, wat die Heilige Gees trek na God toe, na Christus toe, deur bekering en geloof, dat Jesus vir hulle kom lei het op Golgotha, om hulle verlossing nie net 'n moontlikheid te maak nie, maar 'n definitiewe sekerheid. En dit bring my dan by my 4de punt, die 4de leerstelling van genade, onweerstaanbare genade. Onweerstaanbare genade. Ons het nou gekyk na die onvoorwaardelike uitverkiesing van God die Vader, die eerste persoon van die goddelike drie-eenheid. Ons het gekyk na die beperkte verlossing bewerk deur God die Seun, die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid. Hier onder onweerstaanbare genade leer die Bybel vir ons dat God die Heilige Gees, die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, wat deur die Vader en die Seun uitgestuur was, om die verlossing die die Vader beplan, initieer, implementeer en wat die Vader sal volëindig en wat die Seun verdien was op aarde, dat die Heilige Gees daai verlossing kom toepas in die uitverkorenes se harte en lewens, binne tyd en geskiedenis, deur wedergeboorte. Is die Heilige Gees wat die uitverkorenes innerlik roep en effektiewelik roep deur middel van hulle aanhoor van die evangelie van God se genade. Wanneer hulle die evangelie hoor, roep die Gees hulle innerlik en effektiewelik. Julle het seker al gewonder, of dalk nie soos ek wat 'n prediker van die evangelie is nie. Veral in my tyd, toe ek in die sending was, vroeër jare, dan kom jy op dorpe en jy kondig die evangelie vir groepe mense. Almal hoor dieselfde evangelie boodskap. En hulle stap uit en hulle gaan aan met hulle lewens, hulle maak grappies en lag en gaan te kere, maar daar's daai enkeles wat agterbly en jy kan sien hulle is diep in die hart getref, soos die 3000 op Pinksterdag. Berou oor hulle sonde, hulle kom na jou toe, wat moet ons doen? Wat moet ek doen om gered te word? Dit is 'n bewys van die innerlike roeping van die Heilige Gees, en sy roepstem sal nie weerstaan kan word uit deur die uitverkorenes nie. Dit sal uitloop deur God se genadige ingryping, werking en staatstelling op hulle wedergeboorte.
op berouvolle bekering, op reddende geloof, op hulle regverdigmaking, hulle heiligmaking en hulle uiteindelike verheerliking. Ons is nou in Romeine, blaai gou na Romeine 8, vers 28 tot 30 toe. Romeine 8, vers 28 tot 30. Waar daar geskryf word van hierdie innerlike en effektiewe roeping deur die Heilige Gees van God se uitverkorenes. Die apostel Paulus skryf, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir hulle wat hom liefhet, vir hulle wat volgens sy voorneme geroep is. Want hy het hulle wat hy reeds tevore geken het, let op, voor die grondlegging van die wêreld, voor sy skepping, het hy reeds aan hulle gedink, in terme van 'n reddende verhouding met homself, die wat hy reeds tevore geken het hy ook vooruit bestem, toe al reeds, om gelykvormig aan die beeld van sy seun te word, sodat Jesus die eerstgeborene onder baie broers kan wees, en diegene wat hy vooruit bestem het hy ook geroep. Met ander woorde, die Heilige Gees roep innerlik, effektiewelik almal wat voorbestem is. En diegene wat hy geroep het hy ook vrygespreek of geregverdig. Met ander woorde, almal wat voorbestem is, wat geroep is, het positief gereageer. Dis onweerstaanbare genade. Hulle almal is deur die Here vrygespreek of geregverdig. En die wat hy vrygespreek, geregverdig het hy ook en sal hy ook verheerlik. En dit is so belangrik daarom, gemeente, dat ons die evangelie aan alle mense verkondig. Ek hoor soms mense sê dat die uitverkiesing of die leerstellings van genade in die algemeen ontmoedig evangelisasie. Een wat so dink of so sê, verstaan nie die leerstellings van genade behoorlik nie. Ons weet nie wie die uitverkorenes van God is nie. En ons moet die evangelie aan alle mense verkondig, want God het die middel van evangelisasie gekies om sy uitverkorenes innerlik en effektiewelik te roep, te trek na homself toe, sodat hulle kan deel in sy verlossende genade. En dit bring my kortliks by die laaste punt, die 5de leerstelling van wat die evangelie van genade onderlê, en dit is bonatuurlike volharding. Bonatuurlike volharding. Ons het gekyk na algehele verdorwenheid. Ons het gekyk na onvoorwaardelike uitverkiesing, beperkte verlossing, onweerstaanbare genade en nou bonatuurlike volharding. Die Bybel leer vir ons dat die uitverkorenes, diegene voorbestem deur God se uitverkiesing voor tyd, en die wat in tyd en geskiedenis reageer het met bekering en geloof, dat hulle sal deur God in hulle verlossing bewaar word tot by die wederkoms van ons Here Jesus Christus, waar hulle verlossing voleindig sal wees uiteindelik, waar hulle verheerlik sal word en waar hulle verwelkom sal word in die nuwe hemel en nuwe aarde. Dis onder andere wat ons nou gesien het in Efesiërs 1 vers 13 en 14. Hulle is deur die Heilige Gees verseël as verlostes vir die ewige erfenis. Die Gees se inwoning is 'n waarborg dat hulle verlossing voleindig sal word en dat hulle daai erfenis sal ontvang. Ag, en ons kan deur die Bybel gaan. Ek wil nou nie terwille van tyd dat julle blaai nie. Ek leer net 'n paar verse vir julle wat hierdie bonatuurlike aard van God se volharding van die uitverkorenes in hulle redding benadruk. 1 Korintiërs 1 vers 8 en 9. Paulus skryf: Hy sal julle ook tot aan die einde standvastig maak, sodat julle sonder blaam sal wees op die dag van ons Here Jesus Christus, wanneer hy verskyn en ons voor hom verskyn voor sy groot wit troon. Hy sal julle tot aan die einde standvastig maak. Vers 9 sê God is getrou, hy sal dit doen. Filippense 1 vers 6 is 'n teks wat ek lief is voor om aan te haal. Julle ken dit. Wat praat van die goeie werk van verlossing wat hy begin het, en die uitverkorenes sal hy voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Aan die Tessalonisense skryf Paulus ook in 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24: Mag God self, die God van vrede, julle volkome heilig maak,
en julle vlekkeloos bewaar tot by die koms van Jesus Christus. Dan mag hy julle staande hou in julle verlossing. En dan sê hy wat julle geroep het is getrou, hy sal dit doen. 1 Petrus 1 vers 5 tot 3, wat nie lank terug gepreek was hier in ons geleedere nie, wat praat van ons verlossing en die ewige erfenis wat wag op die uitverkorenes, daai erfenis wat onbesmetlik, onverwelklik, onverganklik is. Die teks sê dat daai erfenis word bewaar vir ons en dat ons ook deur die krag van God in ons verlossing deur die geloof bewaar word vir die openbaarmaking daarvan by die wederkoms van Christus Jesus. Kan enigiets meer seker en vas wees as dit? Ag, en dan daai kosbare woorde waarmee Judas sy kort briefie afsluit, aan hom wat mag het om julle daarvan te bewaar, dat julle struikel in julle geloof, wegval, om julle onberispelik en jubelend voor sy heerlikheid te stel aan ons enigste God en Verlosser kom die eer toe. Geliefdes, ek sluit hierdie boodskap af, net deur weer eens te noem. Ons het gekyk na hierdie 5 leerstellings, wat die evangelie van God se genade onder lê. Is hierdie 5 leerstellings wat vir ons 'n akkurate persepsie van die egte suiwer Bybelse evangelie gee, dat ons God nie sal onteer deur toe te gee en ons te laat mislei deur 'n verdraaide humanistiese boodskap in ons dag nie, maar dat ons God mag vereer met dankbare harte, deur vas te hou aan hierdie evangelie van genade en daarvoor te stry tot eer van die Here. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ere aan U in die hoogste hemele vir U woord. Here, ons het as 'n in der waarheid soveel tekste na gekyk, ons het gehardloop heen en weer deur die woord om hierdie 5 leerstellings te bevestig, soos ons voorgangers dit ook verstaan en verwoord het in die belydenisgeskrifte, die geskiedenis van die kerk, en soos ons ook vandag dit sien en verstaan vanuit U geïnspireerde, gesaghebende woord, die Bybel. Here, ek wil bid dat U self vir ons helderheid van verstand sal gee, soos ek vroeër gebid het, dat U dit steeds sal doen, soos wat ons gaan oordink, die dinge wat gesê is vandag van hierdie kansel af. Wees die naprediker van die woord, brand hierdie waarhede in ons harte vas, en help ons om oor U verlossende genade, soos die skrifte sê, die evangelie van U genade, soos die skrifte sê, te dink in lyn met die waarheid. Anker ons op hierdie waarheid, Here, en help ons om bedienaars van hierdie waarheid te wees, tot mekaar binne die konteks van U gemeente en gemeentes, maar ook aan 'n verlore gaande wêreld, sodat kosbare verlore siele gered kan word, ingebring kan word uit die koninkryk van duisternis uit na U koninkryk van lig toe, om in U evangelie van genade geanker te wees en te groei. Wees met ons soos as hierdie erediens afsluit ook vandag met die slotlied, die seënbede, die samesyn, mag dit alles strek tot U eer alleen. Soli Deo Gloria, in Jesus naam. Amen. Geliefdes van die Here, ek groet julle in die kosbare naam van Jesus Christus. Mag sy genade, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees en op julle rus, soos wat julle hier uitgaan. Gaan en gaan verheerlik die Here en geniet hom ten volle, met 'n fokus op sy evangelie van genade. Amen.